Stel jou voor jy is in Rome, omstreeks die jaar 65 na Christus. Die apostel Paulus sit in 'n tronksel en wag op sy naderende teregstelling. Vir dekades lank het Paulus die evangelie met ryk en arm gedeel en hy het self albei kante van die lewe ervaar. Hy het gesien hoe mense wat sê hulle volg Christus, God se seëninge misbruik en hulle self verheerlik eerder as die een wat dit gee. Hy het gesien hoe mense menslike prestasies ophemel, wêreldse sukses bewonder, aardse lukshede najaag en hulle kinders leer om dieselfde te doen. Maar Paulus het ook iets baie groter beleef. Mense wie se harte werklik verander is. Ongelooflik vrygewigheid en lewens gekenmerk deur opoffering. Sy grootste vreugde, sy hoogste voorreg, die rede waarom hy geleef het, was om Jesus Christus groot te maak en sy voorbeeld te volg. Hy wat ryk was, maar terwille van ons arm geword het, sodat ons deur sy armoede vir ewig ryk kon wees. Nou, met die dood wat al hoe nader kom, skryf Paulus sy laaste brief aan jong Timoteus. Dit is die getuienis van 'n lewe wat volkome aan God oorgegee is, vol wysheid, vaderlike raad en opregte aansporing. Hy sluit af met hierdie kragtige woorde: Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het aan die geloof vasgehou. Terwyl ons vandag God se tiende en belofte offergawes teruggee, mag dit ook ons gebed wees, dat ons deur sy genade aan die geloof sal vashou en stewig by hom sal bly tot die einde. Laat ons onsself laaste stel en God eerste.